Goeiemôre broers en susters, ek groet julle in die pragtige, mooi en heilige naam van Jesus, die Christus, Jesus ons Christus. Ek en myself is aan huis by Pastoor Emile en sy vrou en saam met hulle en saam met ons, Pastoor François en Natasha, en wat 'n voorreg en wat 'n naweek het ons gehad om mekaar te kan ondersteun en van die Here te gesels, tydig en ontydig. Daar's nooit so ding soos ontydig nie, maar elke keer wanneer dit moontlik was, het ons 'n bietjie gesels oor die Here, sy goedheid, sy guns oor elkeen van ons. En daar het baie gesprekke in hierdie paar dae opgeduik, baie goedjies wat vir ons na in die hart lê, wat ons net weer met mekaar kon klankbord, met mekaar kon bevestig en geestelik kon groei. Maar laat my toe daarom om hierdie kort woord wat ek vandag vir u bring, daarom met gebed te open op die gepaste wyse. Maak ons oogies toe. Ons grote God, almagtige Hemelse Vader, liewe Here, wat 'n wonderlike voorreg. Met die son skyn op my voorkop, staan ek hier so te midde u genade, u barmhartigheid, u skepingsheiligheid. Liewe Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons kan hê om selfs by wyse van tegnologie oor afstand u woord te kan verkondig, die goedheid en guns wat u vir ons gee te kan verklaar, beaam en bevestig vir mense, maak nie saak waar hulle is nie. Wat 'n besondere voorreg om u skepingsliefde te kan uitdra aan ieder en elke uithoek van die aarde, maak nie saak waar hulle is nie. Ons sê vir regtig baie, baie dankie daarvoor in die heilige naam van Jesus ons Christus. Amen. Pastore, reg oor die wêreld, sonder uitsondering omtrent, priesters, dominees, omtrent in elke kerk, dominansie wat 'n mens kan noem, het al oor hierdie stukkie gepreek. Met verskeie sieninge, maar die boodskap is in elk geval vir baie dieselfde, party is radikaal, party is baie konservatief, maar midde die boodskap is daar 'n klein noot wat ons soms nie optel nie, en wil ek graag, as jy myself verskoon, ek wil graag daardie dieper juweeltjie wat partykeer weggesteek word in die boodskap, wil ek graag vir u uitbring. En die gedeelte wat ons vanoggend gaan praat oor is 'n baie bekende gedeelte, waar Jesus die Fariseërs aanvat, oor hoe hulle is, Matteus 23, iemand wat 'n gedeelte in die skrif wat baie mense mee bekend is. En midde hierdie gedeelte waar Jesus by die Fariseërs vir hulle uitwys waar die krake en die foute lê daar twee klein dingetjies in, wat vandag vir ons nog resoneer, verby die Fariseërs, tot waar ons elkeen is. Alhoewel die Fariseërs met reg gekritiseer kan word, moet ons soms waak dat ons nie selfs Fariseërs word, soos wat die skrif het vir ons uitlei nie. Ek gaan weer spesifiek lees, ek gaan nie die hele Matteus 23 lees nie, want dit is regtig redelik lywig, maar ek gaan 2 verse uithaal en dan so klein bietjie daaroor gesels. Vers 22 en 24. Wee julle skrifgeleerdes en fariseërs, geveinsdes, want julle gee tiendes van kruisement en anys en koriander, en die swaarste van die wet laat julle na, die reg en die barmhartigheid en die trou. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. En dan kom die kruks van die gedagte lê hierin. En dit klink nie so nie, maar luister mooi. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif en die kameel insluk. En ek dink nie ons besef altyd wat Jesus daardeur gesê het. Ons luister na die eerste 2 waarskuwings en ons sê ja en amen en dit is so. En daardie sinnetjie wat dit volg en dit bind, mis ons partykeer. Die juweeltjie wat daarmee gepaard gaan, mis ons partykeer. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif en die kameel insluk, is so diep in betekenis. Want dit gaan reg deur na Deuteronomium toe, waar rein en onrein diere, insekte, by wyse van die identifisering en klassifikasie uitgelig word. Kom ons begin by blinde leiers. Is blinde leiers, of is leiers nie veronderstel om insig te hê in die waarheid nie?
En dis waar die blindheid verwys. Julle het nie die insig wat julle nodig het nie. Julle sien nie wat julle moet sien nie. Julle hoor en julle lees, maar julle sien nie. Dis waarna die blindheid verwys. Hy verwys nie na grootmoedigheid, eie sinnigheid, eie interpretasie, eie waarde. Jesus praat nie daarvan nie. Hy sê blind, julle is blind want julle sien nie. Hierdie debat het begin oor die fariseërs wat absoluut op die wet elke letter van die woord wou nakom, en dit is waarom daar verwys word, julle gesels oor die tiendes van kruisement, die tiendes van koljander, nie die tiendes van die gawes van God nie, maar dit is so ver gegaan, dat die kleinste gedeelte van die menslike samelewing van daardie tyd, het gegaan oor elke letter van die wet nakom. Julle wat die muggie uitsif, van die onrein diere, wat in Deuteronomium na verwys word, is die muggie ingesluit by definisie. As jy gaan kyk na die klassifikasie van die insekte wat onrein verklaar is, val die muggie 100% daarin. En so ook die kameel. 'n Muggie weeg, die gemiddelde muggie, nee, ek het dit nie geweeg nie, ek het dit op gaan lees. Die gemiddelde muggie weeg 0,15 gram. Nogal heel wat die mens moet eet om vol te word. Die gemiddelde kameel in daardie tyd, en die van u wat die geskiedenis bietjie ken, Jan van Riebeeck, een van die skippies wat hier aangekom het, sy naam was die dromedaris, en die kameel met die dubbelboggel, wat baie bekend was, is die werkesel van sy tyd vir Israel, was die dromedaris. En die dromedaris weeg 1320 kg gemiddeld. Van 0,15 gram na 1,2 ton toe. En waarmee hou die mens homself besig? Die omvang van die muggie en die kameel se vergelyking wat Jesus hier gebruik, is van die kleinste tot die grootste. En waarmee hou ons onsself besig? Ons wil gramme uitwerk van kruisement. Ons wil lineale en sakrekeners uithaal om 'n tiende te bepaal. En die Here sê vir jou, maar dis nie wat ek vir jou vra nie. Ek vra nie vir jou om aan elke letter van dit wat daar geskryf is, jou aandag te gee en net dit, en dink daardeur sal jy saligheid bereik. Hy vat die fariseërs aan. Kom ons kyk na ons lewe vandag. Ons wil graag mense reghelp oor die klein, fynere detail van wat partykeer geskryf word, en ons enorme kosmiese insig van daardie klein stukkie, en dan wil ons graag ons regverdig deur vir ander mense dit te vertel. Wat sê die Here vir ons? Die Here sê baie, baie duidelik. Wee julle. Wee is die beginwoord van ween, van huil, van hartseer. Wee julle is ook wees gewaarsku. Wee is in die Afrikaanse taal sê ons altyd wee jy, maar dit is 'n afkorting vir weet jy. Wee het 'n baie, baie pertinente betekenis. Dis 'n emosionele laagtepunt van iemand wat baie meer verwag van wat jy van hulle vra. Die Here sê baie plekke in sy gelykenisse, wee, as 'n intree boodskap of as 'n intree platform van wat daarna volg. Wie julle skrifgeleerdes en fariseërs, gefeinsdes, is ons nie bietjie gefeins partykeer in hoe ons dink en hoe ons lees wat hier so staan nie. Ken ons onsself partykeer nie toe 'n tipe van 'n etiket en 'n platform wat ons nie verdien nie. Want julle gee tiendes van kruisement en anys en koljander, en die swaarste van die wet laat julle na. Reg, barmhartigheid en trou. En as mens nou die wette lees, en as mens die 10 gebooie lees, en as mens die beginsels wat die skrif ons verduidelik lees, dan moet jy kan inlees reg, barmhartigheid en trou. Trou nie soseer in gehoorsaamheid aan die letter van die wet nie, trou aan die bedoeling van God wat hy vir jou gee. En kyk wat kom eerste, reg en barmhartigheid. En ons wil getrou wees aan die letter van die woord. Gefeins dis nie wat God vir ons vra nie. Jy gee kans, jy wil net so een en ander oor die muggie wat uitsif.
Ek het dit gaan navors. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsig en die kameel insluk, uitsig. Waar kom dit vandaan? Die Israeliete was so gekonsentreerd op hierdie, mag geen onheilig inneem nie, dat hulle letterlik, hulle kruike, die water waarmee hulle gekook het, die water waarmee hulle gewas het, deur lappies gesif het, sodat daar nie per toeval hierdie 0,015 gram daar in daardie water vas nie, want dit sou die water onheilig maak, en die Here sê, julle mis die punt. Julle mis die punt. In totaliteit. Julle wil hierdie klein dingetjie, julle doen groot moeite om klein dingetjies uit te sif, en in die proses sluk jy die hele kameel. En ek wonder partykeer, as ons uit deernis mense reg help, voer ons, waar dit wat die persoon gedoen het, 'n muggie was, voer ons en maak ons daarvan 'n kameel. En ons forceer dit af op die persoon, en hy sluk swaar daaraan, en dan wonder ons, waar lê die fout? Dit gaan nie oor wat hy eet nie, dit gaan oor wat ons partykeer vir hom voer. In die naam van ons kennis, ons gefeinsdheid, ons skrifgeleerdheid. En so word ons in die kleine, maar daadwerklik ook fariseërs, wat verdien om berisp te word, want ons mis die punt. Die Here sê vir ons, wat reg is om mens te wees. Wat reg is nie om die letter van die wet te kan herhaal op jou vingerpunte nie. Hy sê, wees lankmoedig, sagmoedig, deurvol. Praat met deernis met mense. Praat met, ons sê baie die gesegde, ons het sê dit baie keer, en ek glimlag soms as ek dit hoor. What would Jesus do? Jesus was nie altyd sag nie, hy was nie sag met die fariseërs. Maar hy het geweet waar hy vandaan kom. Hy het nie verkeerd gepraat. Hy het geweet waarmee hulle besig is, en hy het geweet wat hy wou gehad het in al hierdie reëls wat hy vir hulle gegee het. Hy wou identiteit skep. En as ons die identiteit van Christus aanneem, en iemand doen nie reg aan daardie identiteit nie, dis wat ons moet reghelp. Hierdie letter van die wet nie. Is die letter van die wet nie van toepassing nie, dis nie wat ek sê nie. Maar die beginsels wat ons moet navolg, is om die reg, die barmhartigheid en die trouheid van God te sien in dit wat hy vir ons gee, en daar moet ons mense reghelp. Nie woorde aanhaal nie, nie versies aanhaal nie, nie oor die vingerstuk oor, ek sien dit so, jy sien dit so, en jy is verkeerd, en kom het ons deur debat die storie regmaak nie. En hy wat die hardste skree en laaste sê, hy is die een wat wen, en die klok lui, en dan is daar beoordelaars wat punte toeken. Die Here werk nie so nie. Hy werk nie so nie. Blinde leiers, julle wat die muggie uitsif, julle wat oor emmers water, wat ander mense moet drink, jou lappie span, asof dit jou werk is. Geen leier sif muggies uit. Dis elke mens se persoonlike taak om te vereenselwig waarmee jy gemaklik is, maar jy kan dit nie doen op jou eie beginsels, jy moet doen op God se beginsels. Sien ons as daar ooglopend iets fout is dit ons plig om in te tree. Maar nie as 'n leier nie, as 'n medegelowige, as 'n broer en 'n suster. Die fariseërs het hulle self verhewe gesien, gefeins dis, ons hier, julle daar. Ons sal seker maak, as 'n tussenganger, dat julle die beginsels van God reg verstaan, en intussen sluk hulle die kameel. Intussen doen hulle presies wat die Here nie wil hê nie. Want julle skrifgeleerders en fariseërs, gefeins is, wat julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Dis hoe dit afsluit. Onmatigheid. Nie die meet van die woord nie, nie die meet van die beginsels nie, dit wat jy jouself aanneem, aanmatig, ons het dit al gehoor, is dit nie. Waar is dit wat ons onsself vind, wanneer ons die woord verkondig? Verkondig ons reg, barmhartigheid en getrouheid aan God, of ons sit ons die letter van die wet eerste, as die deurweg na God, en meet ander mense daaraan, en word ons fariseërs.
Ek kan nie van ander mense praat nie. Al wat ek weet is, miskien as ons, wat die skrif bestudeer, en wat bereid is om 'n platform te staan, in en vir en namens hom, miskien moet ons ook 'n bietjie vergeet van muggie en kamele en onthou van God. Die skepper van alles. Dan maak dit nie saak of dit muggie of kameel is nie. God is oral. Dit maak nie saak van gramme en kilogramme nie. Dit maak saak oor reg, barmhartigheid en trou. En as jy daardie konsepte nie kan inneem, aanneem en verstaan nie, moenie gaan versies forceer om dit te verkondig. Probeer dit eers vir jouself uitmaak. Wat beteken dit aan die hand van God se beginsels, aan die hand van God se gees, dat God dit vir jou verduidelik. Geen fariseer nodig nie, geen skrifgeleerde nodig nie, geen muggie, geen kameel, geen gevuisde. Reg, gaan saam met die woord opreg. Barmhartigheid kom van God, onverdiend vir ons. Ons verdien dit nie. Maar die laaste deel wat jy kan nakom, trou, getrou, aan die beginsels wat die Heilige Gees vir jou laat, vir jou gee. Moet ons die wet verstaan? God is 'n God van orde, hy gee ons die wette vir redes, maar nie per definisie nie. Per definisie is ons sondaars. Dis per definisie wie ons is. Jy kan elke letter van die woord, jy kan soveel muggies sif as wat jy wil. As jy 'n sondaar is jy 'n sondaar. Wees trou en getrou aan hoe jy bely, en hoe jy om verskoning vra, aan hoe jy ander mense benader. Bietjie minder skrif, bietjie meer Christus. En dis nie dat die skrif nie belangrik is. Dis die vertrekpunt. Kom ons maak dit nie die eindpunt. Die fariseërs het gesê, dis die weg. Mag ek verskil? Jesus sê, ek is die weg. Niks wat geskryf is, vervang daardie woorde nie. Nie vandag nie, nie môre nie, nooit. Muggie of kameel, irrelevant. Kom ons hou ons nie op met praktyke en woorde, om God te beïndruk nie. Kom ons wees weer 'n keer net 'n bietjie opreg. Kry sy barmhartigheid. Hy is getrou, bly jy getrou, en alles sal uitwerk soos dit moet. Kom ons sê nie vir mense waartoe moet gaan nie. God knows. Kom ons help mense soontoe. Amen. Dis die woord vir die oggend. Ek sê vir baie dankie vir die geleentheid dat ek dit met julle kon deel. Nie raas nie, maar opregte kom ek word ook nie 'n fariseer nie. En kom ek luister ook. As die kleine muggie en die groot kameel vir God iets beteken, hoeveel beteken ek nie tussen meer nie, want hy het vir my gekom, nie vir die kameel of die muggie nie. Amen. Baie dankie. Waardeer.